Die woord is die saad, hoor en verstaan in die hart gesaai. Goeiedag julle almal. En vandag snel die trein die stasie Efesiërs 1 binnekant. Ja, ons is geseën in Christus. Vader, dankie dat U ons eerste gekies het. Maak ons harte oop om U seën vandag te hoor en opnuut te ontvang, Here. Ons loof en ons prys U daarvoor. En toe sê oom Piet, net na die gebed, Paulus skryf hierdie brief uit die tronk in Rome, omtrent so 60 tot 61 na Christus. Paulus skryf dit nie as 'n nuwe wet nie, maar as lof. Nou luister, Efesiërs 1 tot 3 is die teologie deel. In hoofstuk 1 begin soos 'n Joodse baraka. In die Joodse geloof is 'n baraka nie net 'n vinnige dankie nie. Dis 'n vaste gebedsformule wat God loof vir wie hy is en wat hy doen. Jode bid barakot, meervoud, oor alles. Oor brood, oor wyn, oor die skepping. Ja, om God bewustelik in die alledaagse lewe te ken en te erken. Dis lof vir God, sê oom Piet. Paulus wil hê die Efesiërs moet weet, hulle is nie per ongeluk gered nie. Nee, God het hulle, nog voordat die wêreld geskep is, in Christus uitverkies, net soos vir jou en vir my. En vandag is dit Jolien Leroux wat vir ons gaan voorlees. En sy gaan Efesiërs 1, hoofstuk 1 vir ons voorlees. Dankie Jolien. Goeiemôre, ek is Jolien Leroux en ek lees uit die brief van die apostel Paulus aan die Efesiërs. Vers 1. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is. En ek wonder by myself, hoekom noem hy hierdie mense heiliges? En dit kom tot my dat daar een of ander rede moet wees, want hulle is nie byvoorbeeld Jode nie. Hulle is heidene. En ek herinner my 'n ander versie waar dit staan in 1 Petrus 2 vers 9. Julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Maar dit is Jode. So nou gaan ons 'n bietjie verder lees en ons lees Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus. En dit gee vir ons die sleutel. Wonderlik, jy moet 'n gelowige wees in Christus Jesus as jy 'n heilige genoem wil word. Vers 2. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Oproep. Die seëninge van God in Jesus Christus, bewerker van ons verlossing en hoof van die gemeente. Vers 3. Geseënd is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing, deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is,
ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Amen. Nou ja, tot sover, nê. En hier spring ouma nou in. En sy verduidelik breedvoerig aan die jong mense wat daar in die kombuis saam met haar sit. Luister mooi wat ouma vir julle sê. Kyk hoe Paulus God loof vir al die geestelike seëninge wat ons in Christus ontvang het. Daar's 3 dinge. Die Vader kies ons. Die Seun verlos ons deur sy bloed. En die Gees verseël ons, sê ouma. Dis nie iets wat jy moet of kan verdien nie. Dis reeds gegee. Dan bid Paulus dat ons wysheid en openbaring kry. Nie vir meer kennis nie, maar dat ons oë oopgaan vir die 3 skatte. Ons roeping nou, ons erfenis later en God se groot krag wat Jesus Christus uit die dood opgewek het. Die kerk is nie 'n gebou nie. Dis die liggaam waarin Jesus Christus woon. Sy wedergebore kinders, die volheid van hom in ons en ons in hom. Maar ouma vra die jong klomp, hoe moet ons vers 17 tot 19 verstaan? En ouma sê, Efesiërs 1 vers 17 tot 19 is Paulus se gebed vir gewone gelowiges, nie net vir predikante nie. Hy het pas gehoor van hulle geloof en nou bid hy dat hulle nie net van God sal weet nie, maar hom regtig ken. En as ek dit eenvoudig kan opsom, sê ouma, vers 17, ken God persoonlik, nie net as 'n feit nie, persoonlik. Paulus vra nie vir 'n groter IQ nie, maar vir wysheid deur sy, die Here se Gees. Dis soos iemand wat vir jou 'n lig aanskakel in 'n baie donker kamer. Skielik sien jy wie God regtig is. Nie net wat jy oor hom gehoor het nie, nie net wat die dominee gepreek het nie, wat jy persoonlik sal ervaar. Werklik ken. In die Bybel beteken 'n verhouding, soos jy 'n vriend ken, nie 'n Wikipedia of so iets nie, nê? Vers 18, maak jou geestesoë oop. Hy gebruik die beeld van oë wat oopgaan, en as dit gebeur, sien ons 'n paar dinge duidelik. God roep jou met 'n doel, en daardie doel eindig nie by jou foute of by die graf nie. Daar is 'n toekoms wat vas is.
wat 'n rykdom in sy erfenis is. Soos 'n kind wat weet hy gaan eendag sy pa se plaas erf, weet 'n gelowige, daar wag iets onbeskryflik kosbaar. Dis nie geld nie, maar om by God te hoort, nou en vir altyd. Dit is alles heerlik, nie vaag geestelik nie, maar werklik en waardevol. En sê ouma, wat van vers 19? Dieselfde krag wat Jesus opgewek het, werk in jou. Ja, in jou wat nou hier luister ook. Paulus sê die krag is geweldig groot. Hy wys dadelik daarna. Dit is die krag waarmee God Christus uit die dood opgewek het. Met ander woorde, die krag wat 'n dooie liggaam lewend maak, is die krag wat in jou werk wanneer jy glo, sê ouma, om te verander, vol te hou, te vergewe, hoop te hê wanneer jy moeg is. En waarom bid Paulus dit? Kan julle dit vir my sê? Nee, ouma, ons weet nie. Paulus bid dit omdat kennis sonder openbaring droog bly. Jy kan alles oor Efesiërs memoriseer en steeds moedeloos voel omdat jy niks weet nie. Paulus bid dat die Gees, die waarheid van vers 3 tot 14, jy is uitverkies, jy is vergewe, jy is verseël, uit jou kop na jou hart toe sal skuif. Dit is nie kopkennis nie, dit is hartkennis. En net voordat ons afsluit kortliks. Hy vra dat God jou help om hom werklik te ken. Dat jy sal sien watter hoop, watter erfenis en watter opstandingskrag jy reeds in Jesus Christus het. Nie eendag nie, nie daar in die verre toekoms nie, maar nou, terwyl jy glo. En ouma druk so teen een van die jong mense se hart. Mag ek jou 'n vraagie vra? Vra sy saggies met haar hand op sy hart. Waar in jou lewe probeer jy nog God se liefde verdien? Waar? Terwyl hy, die Here, jou reeds gekies het. En ouma sluit af met 'n paar woorde in gebed. Here Jesus, dankie dat ek in U klaar geseën is. Help my om vandag heilig en onberispelik voor U te leef, sodat U verheerlik word deur my lewe en my optrede. Amen. Die woord is die saad, hoor en verstaan in die hart gesaai. Hoor en verstaan, in goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig. Geen wortel in homself, struikel en druk en vervolging. Hoor die woord, sorg, genot, rykdom, verstik, doodgedruk. Hoor en verstaan, 'n goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig. 'n edele hart, bewaar die woord, vrugbaar en vermeerder. Gelukkig sal jy wees. Hoor en verstaan, 'n goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig. Dit bring verandering, reinig die siel. Soos water was dit skoon, nuttig sal jy wees. Hoor en verstaan, in goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig.